Hartlik goeiemôre, mag die Here u seën. Ons dank die Here vir hierdie dag en mag hy ook so verheerlik word. Nou, liewe vriende, kudu ooi met die kleintjie wat so oor die pad beweeg het en nou ja, dit my laat so dat dink aan Naomi en Rut met die lang tog wat hulle terug van Moab gehad het, terug na die volk van die Here toe en hoe hulle dan daar ontvang is. En ons het daar in hoofstuk 1 al klaar 'n paar een of twee lesse gesien, maar ons wil graag vanoggend vir u nog so 3 noem, en waarin ons sekerlik ook aan dink, iets wat ons kan leer uit hierdie hoofstuk dan ook uit. En die volgende wat ons vir u wil noem, liewe vriende, is, ons moet weet dat mense se harte word geopenbaar. Rut en Orpa, liewe vriende, die skoondogters, hulle het sekerlik albei wou saam met Naomi gaan, albei het oor haar geween, albei was lief vir haar gewees, maar net een het haar waarlik regtig lief gehad, en het gesê, ek sal u nie verlaat nie, en dit was natuurlik Rut gewees. En so is hulle harte geopenbaar. In hoofstuk 1 vers 14 staan daar, toe verhef hulle stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. En jy weet, hier is Orpa se hart geopenbaar, sy het nie regtig so lief gehad as wat sy gesê het nie. Ag ja, daar was lief, maar nie so baie lief nie. En so is baie mense in hulle verhouding met die Here ook. Hulle het die Here lief, maar die Here nie so baie lief nie. So is daar baie mense, hulle weet van die Here, maar hulle ken hom nog nie as hulle verlosser, as hulle saligmaker, as die een wat hulle losgemaak het van hulle sonde nie, as die een wat hulle geheilig het. Hulle ken die Here nog nie so nie. En daarom, wanneer die tyd daar kom, dan gaan hulle die Here ook maar verlaat en agter die dinge van die wêreld aangaan en 'n ander pad weer loop, liewe vriende, teruggaan na hulle ou lewe toe. En baie keer is ons so geskok as mense teruggaan na hulle ou lewe toe, maar die rede daarvoor is, omdat hulle nog nie die Here Jesus gevind het. Waarlik gevind het as hulle verlosser en saligmaker, en hulle hom nie waarlik lief het nie. Want ons kan die Here alleen waarlik lief hê as die Here ons siel gered het en hy daardie liefde in ons hart kom plaas. Die volgende wat ons vir u wil noem, liewe vriende, u keuse is belangrik, en ons leer dit in hoofstuk 1. Die keuses wat ons maak is baie, baie belangrik. Rut 1 vers 16 staan daar, maar Rut sê, moenie by my aandring, dat ek u moet verlaat en agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Rut het 'n keuse gemaak, nie net om Naomi te volg nie, maar sy het ook die God van Naomi, die Here Jesus Christus, het sy aangeneem, ook as haar eie God, en hom so gedien en vereer. Sy het haar lewe aan die Here ook so kom wy. En dis die groot verskil tussen haar en Orpa dan ook gewees. En daarom moet jy sekerlik weet, die keuses wat ons maak beïnvloed ons toekoms. Kyk maar na Rut se toekoms verder, hoe die Here met haar was, en hoe die Here haar ryklik kom seën het. Oor Orpa weet ons nie verder wat met haar gebeur het nie, maar nie dat die seën van die Here so oor haar was as wat dit oor Rut was nie. En daarom, elke keuse wat jy maak, wil jy dit nie jy lewe opnuut net weet, as jy kies vir die Here, al moet jy opoffer, al moet jy dalk vir 'n tyd lank dalk ingedoen word, as dit so mag lyk, die Here sal u bly seën. Die Here sal sekerlik vir u beloon vir alles wat u kom doen. Daarom kan u op hom ook so kom vertrou. Die laaste wat ek vanoggend vir u wil noem, liewe vriende, is, die Here het getuienis gegee oor elkeen se lewe. Daar in vers 21 staan hierdie woorde, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? En Naomi kom sê hierso, die Here teen my getuig, die Here het met my kom handel volgens my dade, volgens my keuses en dinge wat ek gedoen het die Here met my kom handel, en daarom is ek skuldig voor die Here lewer getuienis oor my lewe. Ag, 'n bietjie later in die boek Rut, het die Here ook getuienis oor haar lewe gegee, maar hierdie keer was dit tot seën, oor sy die Here teruggekeer het na die Here toe die Here kom dien het. Nou, liewe vriend, ek wil net vanoggend vir u dit vra, as God vanoggend getuienis oor u lewe moet gee. Ek vra nie wat die man of die vrou sê nie, ek vra nie wat die vriende oor u sê nie, ek vra nie die mense saam wie u dalk as die verkeerde goeders doen, wat hulle sê nie, ek vra nie wat die regering sê nie, ek vra nie wat die landswette sê nie, ek vra vir u, wat sê God oor u vandag? Hy wat alles van ons weet, hy wat presies weet hoe lief ek die Here het en waar ek met hom staan, wat sê hy? Hy wat my motiewe ken, hy wat my hart ken, wat sê hy
vandag oor u? Wat sê die Here oor u? Mag u lewe so reg wees en mag die Here ook so verheerlik word. Amen. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die getrouheid. Dankie dat ons op u kan steun. En Here, dis ons gebed dat u oor elkeen van ons 'n goeie getuienis sal kan gee. Mag u ons so ontmoet het en so vir u gekies het, dat ons 'n goeie getuienis kan hê. Amen.